Goeiemôre, ons vertrou dat dit met u baie goed gaan en dat u uitsien na hierdie dag wat die Here ook so vir u kom gee het. Nou liewe vriende, ons het gisteroggend 'n klein olifantjie gesien loop en hy het vol bravade geloop en dan so bietjie in die foto kon ons so ietsie van 'n groter olifant sien. Nou hier's 'n beter prentjie daarvan, 'n groter prentjie daarvan. En dan kan ons mens verstaan waarom die klein olifantjie so vol bravade geloop het, want daar is 'n olifant agter hom wat so tussen 2500 tot 3500 kg weeg. En dan sal jy mos nou baie veilig voel as jy soveel gewig agter jou het dan ook. So is dit ook in 2 Korintiërs wat Paulus dan ook kom doen. As hy kom verdedig en kom wys dat hy 'n bedienaar van die woord is, dan 'n bedienaar van die evangelie, dan is daar iets waarop hy kom staan en hy kom wys dat hy as Paulus is 'n apostel dan ook. In 2 Korintiërs 3 vers 1 staan daar: begin ons weer onsself by julle aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskryf in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur die diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. En is dit nie wonderlik om te sien dat dit is hoekom hulle so naby aan die Here kan wees, want die Heilige Gees van God het in hulle hart en lewe kom werk, en daarom is hulle hierdie brief wat almal kan lees dan ook. En nou sê in 2 Korintiërs 12 vers 11 sê hy, al roemend het ek dwaas geword. En eintlik wat hy sê, jonge, hierdie ding dat ek my so teen julle moes nou verdedig en wys, het eintlik gemaak dat hy eintlik dwaas geword het, want ek begin so baie oor myself te praat, en dat het eintlik, gaan dit glad nie oor my nie, het gaan oor die Here Jesus. Hy sê, want ek moes deur julle aanbeveel geword het, want ek het niks by die uitnemende apostels agtergestaan nie, al is ek niks nie. En nou kom sê hy, al is die apostels daar, ek staan nie terug vir wat hulle kom doen het nie. En dan kom hy, liewe vriende, en hy sê, nie dat ons onsself bekwaam is, of iets uit onsself bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, en baie duidelik om sê, ek het nie probeer om iets te wees nie, dis die Here wat my dit kom maak het. En dan sê in vers 6, want wat ons ook bekwaam gemaak het as bedienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En weer eens, dis die Heilige Gees van God, wat sake lewend kom maak. Dis hy wat hierdie salwing op Paulus kom plaas het dan ook. En daarom kom Paulus en hy kom gee redes hierso, waarom hy dan as 'n apostel dan ook is. En die eerste rede wat hy kom gee is, hy sê dat hy deur die Here aangestel is. Jy kan dit gaan lees, daar in 2 Korintiërs 1 vers 1 sê hy, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Dit was nie sy eie keuse, sy eie bepaling nie. Dis die Here wat hom aangestel het. En dan kom hy en hy gee 'n tweede rede dan ook. En die tweede rede wat hy sê is, hy het gelei vir hierdie saak. Hy het baie dinge deurgegaan, baie benoudheid, baie swaar kry, wat hy deurgegaan het, terwille daarvan van die evangelie, terwille van die werk van die Here. En hy sê, praat daarvan in Hoofstuk 6 vers 4, as hy sê, maar in alles beveel ons aan as dienaars van God, met baie geduld en verdrukking en nood en benoudhede, en so meer. En liewe vriende, en daarom sê hy, ek weet dat ek deur die Here aangestel is, en daarom het ek al die dinge deurgegaan, omdat die Here my aangestel het. Die derde saak wat hy sê, is die openbaring wat hy ontvang het. En daar is verskillende openbarings wat hy ontvang het. Ons lees daarvan in Hoofstuk 12 vers 1, wat hy sê, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Hy sê, ek kan vertel van hierdie dinge, hoe die Here dinge vir my openbaar het, en dinge vir my duidelik kom maak het. En daarom weet ek dat die Here my in hierdie amp aangestel het. En die laaste wat hy noem is, hy sê, al die dade wat hy verrig het. En wys daarop dat hy dan ook 'n apostel dan van die Here dan ook is. Hy sê die kentekens tog van 'n apostel is onder julle verwerklik met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade. So al die kentekens waarin die apostels uitgeken was, hy sê hy het dit ook gedoen. En natuurlik een van die dinge was is dat hy die Here Jesus moes sien.
En dit het hy ook gedoen op die pad na Damaskus, hoe die Here hom aan hom openbaar het. Daarom, liewe vriende, mag ons opnuut net so vasstaan in die roeping waarin die Here u geroep het. En dat u sal weet hoekom u daarin vasstaan, hoekom u 'n kind van die Here is, hoekom u 'n getuie is, hoekom u daar by die werk so moet uitstaan of die skool, of in die kerk, in as dominee, of ouderling, of diaken, of die sondagskool, of hoe ook al. Staan vas in dit waarin die Here u geroep het, want u weet, dit is 'n roeping van God. Mag die Here u seën. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir u seëning en u aanstelling, en dat dit u is wat bekragtig. Dit is nie ons is wat iets hoef te probeer wees nie. U maak ons dit deur die werking van die Heilige Gees, en ons eer u daarvoor. Amen.